Welkom by die Sepcast, waar ons dieper kyk, groter vrae vra en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Nou daar's min dinge wat 'n gesprek vinniger laat ontspoor as die verkeerde vraag. Dink maar aan hoeveel gesprekke vandag begin met, het dit regtig gebeur? Kan dit wetenskaplik bewys word? Hoe presies het dit gewerk? Ons leef in 'n wêreld waar ons geleer is dat die belangrikste vraag altyd is dit histories akkuraat? Of kan ek dit empiries bewys? Maar wat as ons soms die verkeerde vrae vir die Bybel vra? Dit beteken nie historiese vrae is onbelangrik nie, hoor mooi, inteendeel. Die Christelike geloof is diep gewortel in die geskiedenis. Jesus se kruisiging en opstanding is nie bloot idees nie, dit is historiese aansprake bewysbaar. Tog is dit opvallend hoe dikwels ons by sekere Bybelverhale so vassteek by die meganika van die verhaal, dat ons die bedoeling van die verhaal miskyk. Neem byvoorbeeld nou die verhaal van Noag wat ons die laaste 6 weke gedoen het. Vir eeue lank vra mense dieselfde vraag. Was die vloed wêreldwyd? Hoeveel diere was daar? Hoe groot was die ark? Waar het die water vandaan gekom? Waarheen het dit verdwyn? Hoe het die kangaroos Australië bereik? Dit is interessante vrae. Sommige daarvan het goeie antwoorde, ander nie. Maar wanneer 'n mens Genesis stadig lees, begin jy wonder of die skrywer ooit bedoel het dat dit sy lesers se eerste vraag moes wees. Die verhaal self gee verrassend min aandag aan die vloed. Trouwens, daar's meer verse oor die bou van die ark as oor die waters wat die aarde oorstroom. Dit is amper asof die skrywer vir ons fluister, jy kyk na die verkeerde plek. Miskien is die belangrikste vraag nie, het dit gebeur nie. Miskien is die eerste vraag eerder, waarom word hierdie verhaal vertel? Dit is nie 'n vreemde manier van lees nie. Ons doen dit elke dag sonder om daaroor te dink. Niemand vra of die skilpad werklik teen die haas gehardloop het nie. Niemand probeer die presiese ligging van hierdie wedloop bepaal nie. Ons verstaan instinktief dat die waarheid van die verhaal nie lê in die historiese besonderhede nie, maar in die wysheid wat dit openbaar. Die verhaal leef voort omdat dit iets waar sê oor die lewe. Dieselfde geld vir Jesus se gelykenisse. Wanneer Jesus vertel van die barmhartige Samaritaan, vra niemand wat was die slagoffer se naam of presies watter dag het dit gebeur nie. Ons verstaan dat Jesus besig is om ons wêreld te herbeskryf. Hy wil nie bloot ons kennis uitbrei nie, hy wil ons verbeelding verander. Die Bybel doen dit die heeltyd. Dis waarom die eerste les van goeie Bybellees dalk nie is om vinniger antwoorde te kry nie, maar om beter vrae te leer vra. Want die vraag wat jy vra, bepaal dikwels die antwoord wat jy uiteindelik kry. As jy die Bybel lees soos 'n wetenskaplike handboek, gaan jy waarskynlik gefrustreerd wees. As jy dit lees soos 'n versameling morele lesse, gaan jy waarskynlik net 'n lys reëls ontdek waarmee jy almal gaan klap. Maar as jy dit lees as die groot verhaal van God wat die wêreld herstel, begin elke verhaal oopvou op maniere wat jy nooit verwag het nie. En daarom moet ons versigtig wees vir 'n moderne versoeking, om te dink dat meer inligting outomaties meer wysheid beteken. Ons leef in die mees ingeligte tyd in die geskiedenis, en binne sekondes kan ons honderde artikels, video's en menings oor enige onderwerp vind. En tog lyk dit nie of die wêreld noodwendig wyser geword het nie. Inligting en wysheid is nie dieselfde ding nie. Die Bybel is minder geïnteresseerd daarin om jou met die feite te oorlaai as om jou te vorm tot die soort mens wat reg kan leef in God se wêreld. Dit is presies waarom Jesus so dikwels met vrae geantwoord het. Lees die evangelies en jy ontdek iets merkwaardig. Mense vra vir Jesus 'n vraag en hy antwoord dikwels met nog 'n vraag. Nie omdat hy die antwoord nie ken nie, maar omdat hy weet die dieper probleem lê dikwels in die vraag self. Verkeerde vrae lei tot verkeerde lewens. Regte vrae maak nuwe wêrelde oop. Miskien is dit vandag die uitnodiging vir elkeen van ons. Waar in jou lewe vra jy al jare lank dieselfde vraag, maar jy kry steeds nie vrede nie. Miskien vra jy, waarom gebeur dit met my? Terwyl God jou wil uitnooi om te vra, wie kan ek te midde hiervan word? Miskien vra jy, hoe kom ek hier uit? Terwyl God vra, wat wil ek hier binne in jou vorm? Miskien vra jy, waarom antwoord God nie my gebede nie? Terwyl hy jou nooi om te ontdek hoe hy reeds besig is om jou te verander. Jy sien, soms verander een nuwe vraag alles. Dit is presies waarom ons hierdie gesprekke voer. Ons wil nie net vinniger antwoorde gee nie, ons wil leer om dieper vrae te vra. Want wanneer ons leer om die Bybel reg te lees, begin ons onsself reg lees. En wanneer ons onsself reg lees, begin ons die wêreld anders sien.
En dit is immers waarvoor ons as SA gemeente bestaan. Ons wil nie bloot nog 'n gemeente wees wat meer godsdienstige inligting versprei nie. Ons wil 'n netwerk van mense wees wat mekaar help om Jesus se verhaal dieper te verstaan, dit eerlik uit te leef en dit saam na ons gesinne, ons gemeenskappe en ons wêreld te dra. Want uiteindelik verander die wêreld nie net deur mense wat al die antwoorde het nie. Dit verander deur mense wat geleer het om die regte vrae te vra. Tot môre, mooi loop.